Hemelvader, ons aanbid U. Heilige Here, ons is dankbaar oor dit wat U vir ons gedoen het. Heilige Gees, ons ervaar U elke dag in ons lewens. Aan U kom toe alle lof en alle eer tot in ewigheid. Amen. Ons is nou vir 'n paar weke besig met na Pinkster, die manier waarop die Heilige Gees met 'n mens werk. En in hierdie afgelope paar weke was daar 'n paar goed wat ek net weer aan myself moes bevestig en bekragtig het. En ek hoop dit het ook iewers 'n rol by jou gespeel. Die Heilige Gees vra nie toestemming om met jou te werk nie. Die Heilige Gees praat baie keer met jou op tye wat nie noodwendig pas nie gerieflik is nie. En dis 'n stem wat jy nie altyd in jou binneste wil hê. Maar kom ons lees vandag in Handelinge 16 oor een faset van die Heilige Gees wat jy in jou lewe al moes ervaar het. En dan baie keer dieselfde faset wat mense dikwels iets laat sê en dan agterna wens hulle dit nooit gesê nie. 'n Fout wat ons maak met dit wat ons hier lees. Kom ons lees uit Handelinge 16 in my Bybel op bladsy 158 van die Nuwe Testament en ek lees uit die 2020 vertaling. Handelinge 16. Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra. En kyk, daar was 'n disipel met die naam Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. Hy was iemand oor wie die broers in Lystra en Iconium goeie getuienis gelewer het. Paulus wat Timoteus saam op reis neem en het hom laat besny ter wille van die Jode wat in daardie streke gewoon het, omdat almal geweet het dat sy vader 'n Griek was. En soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die voorskrifte waarop die apostels en ouderlinge in Jerusalem besluit het aan die gelowiges oorgedra om dit te onderhou. Sodoende is die gemeentes in die geloof versterk en hulle het van dag tot dag in getal toegeneem. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Ons gaan so 'n bietjie aandag gee, ook aan dit wat hierna staan, maar ek gaan vir jou vertel, en ek wil graag hê as jy vanaand die tyd het, lees gerus die hoofstuk klaar. Voordat ons saam luister, en terwyl ons so bly sit, kom ons sluit ons toe. Here, as ons vanmôre saam bid, dan weet ons ook, dis nie die enigste keer hierdie weet dat ons met U praat nie. Ek weet U praat meer met my as wat ek met U praat. Baie keer, Here, raak ons stil. Ons praat nie noodwendig met U nie, ons is te besig. Of ons kom nie by ons Bybels uit nie, want ons is te aan die gang. En ek doen nie in die aand my gebed nie, want ek is te moeg en te vaak. En van ons het die idee gekry, jy doen 'n groter sonde as jy te moeg en te vaak bid, as wat jy glad nie bid nie. Maar U bly met my praat, Here. Die gedagtes wat in my kop opkom, is nie altyd goed wat ek daar wil hê nie. Die kere dat ons
spanning tussen ons gehad het, en hierdie stemmetjie bly praat, wat sê, jy het nie reg gemaak nie, of gaan maak reg, of gaan probeer weer, Here, dit kom nie natuurlik nie. Daai gevoel wat ek het, dat ek moet teruggaan, en harder probeer. Daai rustigheid wat oor my spoel, voor 'n uitdag, of 'n wiskundige vraestel. Dankie Here, dat U met my besig bly. Dankie Here, dat U nie stil is met my nie. Dankie vir die kere, dat daardie stem gekom het, wanneer ek dit nodig gehad het. Dat daardie troos gekom het, toe niemand anders ter kon nie. Dat daardie rustigheid in my hart kom lê het, wat net van U af kan kom. Dankie Here, dat U ons voortdurend terugstuur ook na mekaar toe. Partykeer om vir mekaar te bid, partykeer om net te luister, partykeer om ons stories met mekaar te deel, om te weet ek is nie alleen nie. Maar partykeer ook Here, om ons so 'n bietjie aan te praat, om ons te vermaan, om te sê, nie so nie, so. Wat 'n voorreg om vanmôre weer vir ons almal te kan bid. Wat 'n voorreg om vir my kinders te kan bid, vir my kleinkinders. Wat 'n wonderlike geleentheid om vir my ouers te bid, wat ek nog hier het. Party van ons ouers baie ver, miskien besig om baie ouer te word. Maar ons dra hulle op aan U, Here. Wat 'n voorreg om te weet, dat my lewe tyd in U hand is. As daar dinge is, Here, wat pla, en dinge wat my lewe vol het, en dinge wat nie reg loop nie, en dinge wat my seer maak, en dinge wat my ontstel, en dinge wat my teleurstel, Here. Help my om weer met U te praat. Al is dit soms net in my gedagtes, terwyl ek besig is om te bestuur of om kos te maak, om by my mense te sit. Dankie vir U geduld met ons, Here. As daar een ding is wat ek by U moet leer, en as ek die Bybel lees, dan kom ek agter hoe geduldig U werklik is. As daar iets is wat ek moet uitvat, is dit, Here. Help my dan ook om lief te hê, soos wat U my lief het. Dankie vir die geleentheid om saam te aanbid, saam te kuier, saam te luister. Mag dit wat ons doen en sê tot die eer wees van U naam. Amen. Ek kry hierdie week 'n bietjie terugvoer uit Suid-Afrika uit, en daarom kan ek dit vandag deel, want ek weet die persoon sit nie hier, wat 'n kort videoetjie vir my stuur oor oop deure en toedeure. En in die video sê die persoon, die oomblik as jy 'n klomp goed agter mekaar aantref wat vir jou moeilik is, dan moet jy eintlik weet die deur is toe. Maar die oomblik as jy 'n oop deur vang, die oomblik as die Here vir jou 'n deur oopmaak, gaan jy sien die goed val net so in plek. Dit is baie eenvoudig gestel. En ek wens dit kon altyd so werk. Maar ons gaan vandag sien, ook in hierdie deel van die woord, dat die realiteit 'n bietjie anders lyk. Die afgelope paar weke, en ek wil vinnig saam met jou deurgaan vir so 'n minuut of 2, sedert Pinkster, het ons 'n bietjie oor die Heilige Gees gepraat. Ons het agtergekom, dis nie iets wat uitgestort is nie. Dis iemand wat gestuur is. En dit het die Here gesê, lank voordat hy gekruisig was,
of uit 'n graf uitgestap het of opgevaar het. Hy het dit al gesê in Johannes 14. Ek sal vir die Vader vra en hy sal iemand in my plek stuur, die Parakletos. Parakletos wat beteken een wat langs jou staan. En dan kom jy agter waar mense altyd langs Jesus wou wees en selfs beklei het om langs hom te sit of te staan. Sê Jesus eintlik hier, wanneer ek opvaar, stuur ek iemand wat altyd oral langs elkeen kan staan. Jy staan nie in 'n ry om uiteindelik langs hom te staan nie. Hy is altyd oral langs jou en by jou. En dit is gesien ook, hierdie Parakletos doen niks anders as om ons voortdurend aan Jesus te herinner nie, om my voortdurend van Jesus te leer nie, om gedurig oor Jesus te getuig, om gedurig om Jesus te verheerlik ook deur dit wat hy ontvang het en aan ons oorgee. En dit het ons so 'n week of wat teruggesien. Hy praat op verskillende maniere met ons, ook goed wat ons dikwels onder ander hoofies indeel, net om dit meer verstaanbaar te maak. Jy kry nie iets soos toeval nie. Jy kry nie iets soos die noodlot wat jou lot bepaal nie. Jy kry nie iemand soos die gelukskote nie. Daai gevoelletjie wat by jou opkom is nie net 'n gut feeling nie. Daai gewaarwording wat jy kry van iets, kom nie van iewester af nie, kom van iemand af. Daai intuïsie wat jy het, daai telepatie wat ons soms sê, hoor jy, ek het aan jou gedink en nou kom ek agter jy het ook aan my gedink, kom van iemand af, nie van iets af nie. Wanneer jou gewete met jou praat en dikwels met jou opkuil, die gedagtes daarin, wat met jou besig is, wat sê, gaan terug, maak reg, doen anders. Is nie iets nie. Is iemand. Dis die Parakletos. Die een wat langs jou staan, wat weet, wat niemand anders weet nie, wat met jou besig is. Elke keer het ek maar probeer vra die afgelope paar weke, hoor jy hom? Hoor jy sy stem? Want ons hoor elke dag, weekliks, tientalle, honderdtalle stemme wat iets vra, iets wil weet, inligting soek. Mense met wie ek gesprekke het, mense met wie ek gesprekke nie wil hê nie, maar moet hê. Daar's gedurende klomp stemme, hoor jy hoe die Parakletos ook praat, en wat doen jy met sy stem? Hoe reageer jy? Nou kom ons vanmôre by die volgende faset. En elkeen van ons het vanmôre hier sit, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Het al iewers 'n plan gehad wat perfek uitgewerk was. 'n idee van iets wat jy wil doen, 'n droom wat jy het, 'n rigting waarin jy jou lewe wil sit. En daai plan was netjies uitgewerk. Jy het presies geweet hoe loop die dinge, jy het geweet wat 'n stap gaan nou volg, jy het ook geweet wat moet gebeur volgende. En dan ewe skielik kom jy agter hierdie ding ontspoor. Niks werk uit nie. Jy bevind jouself op 'n plek waar jy nie geweet het jy ooit gaan eindig nie. Jy bevind jouself in omstandighede waar jy nooit gedink het jy om jou omring gaan wees nie. Iets gebeur met jou wat jou heeltemal van daai spore afruk, wat hierdie plan heeltemal teen die muur laat vasthou. En jy wonder, wat maak ek hier? Want hierdie was nie my idee vir myself nie. Hierdie was nie waar ek wou eindig nie. Hierdie was nie die volgende hoofstuk wat ek uitbeplan het nie. Hierdie was die rigting waarin ek my lewe wou sien gaan. En dan wonder mens, hoe het jy dit hanteer? Hoe het jy dit hanteer toe hierdie plan ontspoor? Hoe het jy dit hanteer toe jy op 'n hele ander plek is, as wat jy gedink het jy gaan wees? Het jy dit aanvaar? Het jy teen dit geskop? Skop jy nou nog daarteen? Word jou hele lewe 'n treurmare, 'n smart
liedjie wat sê, wat maak ek hier, wat het ek gedoen om dit te verdien? Want dis wat gebeur. Of het jy aangepas? Het jy gesê, iets moet hier iets vir my leer. Iets moet hier vir my iets oopbreek. Het jy hierdie nuwe rigting geakkommodeer? Maak jy die beste daarvan? Kom ek vertel vir jou van 'n paar mense in die Bybel, en jy ken hulle, wat sielsgelukkig was in hulle omstandighede. Die een ou leer ken ons baie vroeg in die Bybel, Abraham. Hy bly in Ur van die Galdeërs. Hy is 75 jaar oud. Hy is suksesvol besig met sy afdeling. Hy beplan waarskynlik 'n paar staptogte om van sy kudde minder te maak en wat die ouderdom bekry kom. Dan ewe skielik daag God met 'n boodskapper op en sê: "In jou gaan my volk groei. Ek gaan jou laat wegtrek, ek gaan jou na 'n nuwe plek toe vat. Jy gaan die vader word van my volk, van my nasie." Op hierdie stadium het Abraham nie kinders gehad nie. Moses pas sy skoonbaas se skape op in die woestyn, want hy het 'n stormagtige jeug gehad in Egipte. En hy is tevrede daarmee. En dan kom haal God hom daar uit en sê: "Hoor hier, my volk is in Egipte, hulle is slawe. Ek soek iemand wat hulle kan uitlei. Hier gaan jy." Jona is doodtevrede om die woord van God te verkondig in Israel. En dan sê God: "Kom nader, Nineve moet dit hoor." Daai heidense stad. Maria, jonge Maria, besig om 'n troue te beplan. Oë vol sterre oor haar en Josef se mooi verloving en mooi troue en mooi toekoms. En dan verskyn die engele en sê: "Die seun van God het 'n ma nodig. Hier gaan jy." Paulus, op hierdie stadium nog Saulus, is 'n fariseer van formaat en 'n vervolger van die Christendom. Hy deel bloedbekke uit so ver as wat hy gaan. En dan staan die Here in sy paadjie op pad Damaskus toe en sê: "Ek gaan vir jou hier omdraai. Met dieselfde passie waarmee jy mense vervolg het, gaan jy siele vir my wen." Almal behalwe Paulus was redelik op die pad. Redelik mense met wie dit goed gegaan het. Redelik mense wat hulle lewe vooruit beplan het, wat niemand gepla het, wat mooi normale lewens gelei het. Maar dan word iets toegemaak en 'n nuwe hoofstuk begin, wat hulle nie noodwendig self sou kies nie. So van Paulus gepraat. Met dieselfde ywer wat hy mense vervolg het, mense doodgemaak het, met dieselfde ywer begin hy dan vir die Here werk net na daardie oomblik op pad Damaskus. Toe as jy gedink het, hy was aan die gang en besig en vol vuur voor die tyd. Kyk wat gebeur as die Here in sy pad kom staan. Hierdie ouetjie is in die brand. Dinge gebeur. Hy het 'n ywer in hom wat ek, as ek dit vandag nog lees, my jaloers laat. Daar's net nie nee vir antwoord nie. En hy onderneem 'n eerste sendingreis en hy stig gemeentes oralste waar hy gaan. Hy los eintlik vuurtjies vir die evangelie oralste waar hy kom en hy stig daai gemeentes en mense luister na hom en hy gaan aan en dis 'n een groot suksesverhaal. En dan kom hy huis toe. En hy beplan 'n tweede sending tog. Dis so 50 tot 52 na Christus. En hy sê hierdie keer tref ons vir Asië. Ek het nou klein gemeentetjies gestig in Klein-Asië. Hierdie keer gaan ons gaan Asië toe. Nou keurige planne word gemaak. 'n Reisplan word uitgelê. Sy span kry by mekaar ouens wat hom gaan vergesel. Hy is gerad en gereed en dan waarskynlik onder gebed vra hy die Heilige Gees om hom hier ook te vergesel. Want dis wat jy doen. Jy maak planne. Jy weet waar jy wil uitkom. Jy kry jou reisplan en dan vra jy die Heilige Gees om asseblief met jou te wees.
Net jammer, dit werk nie so nie. En dit kom hy toe agter. Hy val in die pad, sê Handelinge 16. Die reisplan is gereed, die dinge loop mooi. En dan ewe skielik loop hy om te pletter teen 'n toeleer. Die Bybel stel dit eintlik baie mooi, hy het toe maar deur die landstreke gereis van Frigië en Galasië, want die Heilige Gees het hom nie toegelaat om Asië toe te gaan. Die Heilige Gees het hom verhinder. En dan probeer hy probeer by Bithynië oorgaan, en weer eens staan daar, vers 7, die Heilige Gees het hom ook nie toegelaat om by Bithynië, Asië se kant toe te gaan. En die woord wat gebruik word is koloo, dit beteken nie net verhinder nie. Dit beteken eintlik geweld gebruik om iemand te verbied, om iemand te weerhou, om iemand se pad te belemmer. Dis wat koloo beteken. Dis nie 'n deur wat toegemaak word nie, dis 'n deur wat toegeslaan word. En jy miskien wonder 'n mens, maar hoekom? Wat Paulus wil gaan doen in Asië, is om die woord van die Here te verkondig. Hoekom nie daar nie? En jy kom ook agter hierdie reëling is nie 'n permanente een nie, want in Handelinge 19 kom Paulus uiteindelik in Asië uit. Dis nie dat hy nooit soontoe mag gegaan het nie. Maar op hierdie oomblik word daai deur toegeslaan. Dit was. Ek weet nie op watter manier het dit gebeur nie. Ek weet nie of die riviere te vol was, of daar 'n aardbewing gebeur het en die pad het voor rotse gelê nie. Ek weet nie of 'n krag hom teruggehou het nie. Dit sê die Bybel nie. Al wat ons weet, sy hele plan is daarmee heen. En dit klink amper asof hy in hierdie geselskap nou maar net deur missie reis, want hulle weet nie waartoe hulle op pad is nie. En hulle slaap die aand in Troas oor, en uiteindelik in Troas, terwyl Paulus slaap, sê God vir hom waartoe om te gaan. Hy kry 'n naggesig, jy kan maar sê 'n droom, 'n visioen van 'n man in Macedonië wat sê, kom oor hiernatoe. Hoe ironies is dit nie? Die oomblik toe Paulus slaap en nie beheer het oor sy keuses en sy planne en waartoe nie, die oomblik toe hy slaap, toe hy in nagrus verval, toe kom die rigting. Daai oggend toe hy wakker word, toe weet hy, Macedonië, heel na die ander kant toe, glad nie in ooreenstemming met sy eie planne nie, glad nie in ooreenstemming met sy eie idee van hoe die volgende hoofstuk lyk, heeltemal aan die ander kant. Maar hy klim op hy skip, en hulle land in Filippi, 'n stad in Macedonië, so in die noordoostelike hoek van Macedonië. 'n stad wat vernoem is na Alexander die Grote se pa, koning Philippus die tweede, wat die stad so 400 voor Christus gebou het. En die stad later die Romeine oorgevat was, soos alles in daai tyd, en nou vol soldate is. En dan kom jy duidelik agter, die Heilige Gees het so pas hier 'n deur toegeslaan, maar hy het 'n ander een oopgemaak, en hy het Paulus nie geken in die planne na die ander een toe nie. Dinge word maar net daai kant toe gedryf, dat dit die volgende deel is, dat dit die volgende hoofstuk is. En nou sal hier die video wat ek nou verlede week gekry het, baie mooi inpas. Want jy sal kan sê, as die deur toe is na 'n rigting toe, gaan jy dit ervaar. Want goed gaan nie uitwerk nie. Goed gaan ontspoor. Jy gaan duidelik sien nie daai kant toe. En hoe harder jy probeer, hoe toer gaan daai deur wees. Maar die oomblik, as die deur oop gaan, my mater, dan val die goed in plek in. Kom ons loop verder.
kom ons ontdek, dis nie so eenvoudig nie. Eerste ding wat duidelik is dat Paulus gehoorsaam bly. Hy word nie wakker en probeer met God in gesprek ingaan rondom Macedonië en sê, is dit regtig nodig? Ek was nog nooit daar nie, ek wou nooit nou daar uitkom nie. Kan nie maar Asië heroordink nie, heroorweeg nie. Hy gaan eenvoudig, hy klim op die skip. Want hy is verhinder om Asië toe te gaan. Verhinder? Nie 'n woord wat 'n mens by die Heilige Gees wil uitbring nie. Jy wil nie sê, die Heilige Gees verhinder my nou nie. Maar jy kan maar. Want dis wat gebeur. Ons praat gewoonlik anders oor die Heilige Gees. Ons sê die Heilige Gees maak my sterk, die Heilige Gees vul my, die Heilige Gees bemoedig my, die Heilige Gees word die vuur in my. Die Heilige Gees kan jou ook verhinder om 'n sekere ding te doen. Wat doen Paulus? Hy beskou dit nie as negatief nie. Hy beskou dit nie as inhiberend nie. O ja, miskien is dit bietjie ongerieflik en ongemaklik, want ek het klaar my eie planne gemaak. Maar Paulus weet, elke tree wat ek gee, het ek hom by my. Ken jy daai deel van die gebed wat ons gereeld bid? Laat U wil geskied. Dis 'n verskriklike gevaarlike ding om te bid. Maar baie keer het mense in hulle koppe, laat U wil geskied, solank dit ooreenstem met my wil. Maar God kan 'n ander rigting vir jou in gedagte hê. Dis dan wanneer laat U wil geskied gevaarlik raak. Want dit kan jou planne laat ontspoor. Maar hier gaan Paulus. En aanvanklik loop dinge verskriklik mooi. Wat hy ou gesê het in 'n video, as jy eers by die oop deur kom en jy luister, dan val goed in plek. En dit val in plek in Filippi. Hy die span kom daar aan, hulle gaan na 'n bidplek toe, daar speel vrouens, hulle praat met die vrouens. Een van die vrouens se naam is Lydia, die purperverkoopster. Sy nooi hulle huis toe, haar hele gesin word Christen, hulle word gedoop. En die eerste lidmate meld aan. Dinge val in plek. En net daarna lees jy van nog mense wat wil hoor. Jy hoor van 'n skare wat begin luister. En dan is daar nou beragtig een slavin met 'n waarseer gees in haar, wat agter hulle aanloop, bly kerm. En Paulus kom by 'n punt wat hy sê, hy kan dit nie meer langer hoor nie, en hy bestraf haar, en haar gees gaan uit haar uit, en haar eienaars is hoogs die Josiën, want hulle geldmaker is weg. Hierdie slavin beteken nou niks nie, en hulle is so ontsteld, hulle laat vir Paulus en Silas voor 'n skare wegsleep, na die dorpsraad toe, en sê, hierdie ouens maak moeilikheid, hulle is Jode, hulle pluk hulle klere af, die skare draai teen Paulus. Die skare wat net nou nog geluister het, draai teen hom, pluk hulle klere af, slaan hulle met stokke en sit hulle in die tronk met hulle voete vasgeboei. Klink dit vir jou soos 'n deur wat oop is? Hier val daai hele teorie plat. Daai een wat sê, as die deur eers oop is, val alles in plek. Klink dit vir jou asof alles in plek val op hierdie oomblik? Maar nou vat dit jou om in 'n tronk te gaan sit. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God.
Dit gaan oor waar hy wil hê jy moet wees vir hom. Nou gaan sit jy in hierdie tronk, jou lyf is stikkend en seer. En om middernag sing jy liedere tot eer van die Here en jy aanbid en jou medegevangenes luister. En terwyl jy dit doen, is daar 'n groot aardbewing wat die hele plek laat skud en bewe, die deure klip oop en die boeye val af. En terwyl dit gebeur, storm die tronkbewaarder in, want julle is sy verantwoordelikheid en hy wil sy eie lewe neem, maar nou is die gevangenes waarskynlik almal weg. En almal sê vir hom, ons is steeds hier, en ewe skielik het hy 'n vraag, wat moet ek doen om verlos te word? En dan doop jy hom en sy hele gesin ook. En die evangelie is ook 'n kerk wat jy in sy hart plant. Wat hoor ek? Gaan nie oor jou nie. Gaan oor God. Nie alles val in plek as 'n deur oop is, soos wat ek wil hê dit moet in plek val nie. Partykeer land ek met daai oop deur en al, met my lyf, my stikkende lyf in die tronk, want daar's nog iemand wat moet nader kom. Ek lees weer hierdie week, dit wissel van jaar tot jaar, maar die gemiddelde mens neem 35.000 besluite per dag. Meeste van hulle in jou onderbewussyn, soos jou oë wat knip is 'n besluit wat geneem word. Elke asemteug is 'n besluit. Baie van hulle mikrokeuses, semi-bewussyn, baie van hulle bewustelik. Die geleerdes sê om net 'n koppie tee te maak is 65 besluite agter mekaar. Van die meeste van hulle weet jy nie. Maar jy moet ook 'n keuse maak, 'n besluit neem elke dag. Luister ek na die Parakletos, na die Gees van God? Of luister ek nie? Want hierdie stem hou nie op met praat nie. As jy nie hierna wil luister nie, gaan die stem nie sê, jy luister nie verder nie, ek hou nie op met praat nie. Hierdie stem hou nie op met praat nie. Die keuse wat jy moet maak, die besluit wat jy moet neem, luister ek? Of luister ek nie? As jy luister, en jy sit in die tronk na jou oop deur, en alles val nie altyd in plek nie, sal jy ook vrede in jou hart kry, want jy sal weet, hy is hier, en hy het 'n doel, en hy het 'n rede. As jy besluit om nie verder te luister nie, sal jy altyd soekend wees. Kyk maar uit die wêreld hier buite. Ons is seker een van die mooiste lande in die wêreld. Maar een van die hoogste selfmoordsyfers in die wêreld. As jy nie luister nie, sal jy altyd soekend wees. Kyk om jou, hoor om jou, en dan my vriend, kyk dan binne. Amen. Ek wil luister, Here. Kyk ek baie keer terug, sien ek die deur.
die kere wat U my verhinder het, verhoed het, gekeer het. Ek sien ook die oop deure en ek sien ook die lesse wat ek daar geleer het. Nie alles val altyd in plek nie. Maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U, waar U my plaas. Dankie, dat U nooit ophou praat met my. Ek kan dalk by 'n punt kom, dit gebeur so maklik, dat ek dink ek wil nie meer na die stem luister nie, ek het nie meer nodig om na U te luister nie. Dit gaan U nie stil maak nie, Here. Dankie daarvoor. Amen. Seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly wees. Amen.